finansiële vryheid. Kyk gou spoedig na die verkeer. Daar is 'n botsing op die N3 Noord net voor die afrit na Van Burenweg. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Suid by die afrit na Riegelaan. En padwerk op die N1 Noord by Marokka deurpad. Ek seker jy is bewus daarvan as jy gereeld daar ry. En dan is daar 'n veldbrand, neem ek aan, wat die R21 raak. Dit belemmer sig op die pad. Dit is in 'n suidelike rigting daar by Nelmapius Rylaan. Wat die vuur veroorsaak en wat die rook veroorsaak is onduidelik, maar dit is sopas aangemeld, so neem asseblief kennis daarvan. Veilig ry. Impak, jou volgepakte nuusprogram net op Pretoria FM. Is ingeskakel op Impak en ons sit die nuus voort. Dankie ook vir die boodskappe wat so deurlopend deurkom. Oliepryse het die afgelope 6 dae gestyg te midde van voortsleepende vyhandigheid tussen die VSA en Israel en Iran. Brent-olie reservevoorraad het egter teen verlede Vrydag met 4,4 miljoen vate toegeneem, vergeleke met markskattings dat dit 600,000 vate minder sou wees. Ons win besonderhede by Daniel de Kok, vernoot by PSG Wealth in Bethlehem en Frankfurt in, wat tot onlangs toe dosent in internasionale strategie by King's College in Londen was. Goeiemiddag Daniel. Goeiemiddag, hoe gaan dit met julle? Baie dankie vir die uitnodiging. Dankie, dit gaan altyd goed. Kan jy vir ons die jongste data betreffende die oliereservevoorraad in onder meer die VSA, Europa en Asië gee? Ja, nee, kyk, ek dink die belangrike ding is, ons eers gesels waar hierdie ding begin het, want hierdie is nou al so lank aan die gang. Is maklik om te vergeet. So ons het begin met, dit was eintlik nukleer. Jy weet, ons nukleer goed in Iran en Trump hulle gaan nou Iran aanval en hulle gaan nou hierdie nukleerprogramme stop. Dit was nou al 4-5 maande terug en die oorlog gaan nou net aan en aan en aan. En die onmiddellike probleem is die oliepryse styg, want ons gaan uit olie uit hardloop en dit is nou maar wat gaan gebeur. Nou wat ons sien, jy weet, ons hoor almal die petrol en die diesel gaan op en dit is jy weet, dit is nie noodwendig goed nie, want dit maak die sakke seer, maar die voorraad, dit lyk nie vir probleme is, jy weet, Amerika se voorraad is nou op die 3de week in 'n ry. Die vooruitsig was dit eintlik, die skattings het gewissel. Ek gesien ons wat sê 600,000 af, van mense gesê van 1,6 miljoen af wees, maar dit is hy 4,4 op. En ek dink, en in die wêreld sien ons dit, maar die groot ding wat mense wat luister moet verstaan, is die mark het weggeskuif van vraag en aanbod af. Dis nie meer so eenvoudig soos hier soveel wat koop en soveel wat verkoop nie. Net 2% van olie wat onderhandel word eintlik afgelewer. So 98% sinteties. En dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan. En die markte eintlik swaai met die oorlog. Al is daar genoeg olie, al bestuur ons minder. Die probleem op hierdie oomblik is die markte wag om te sien dat die oorlog klaarmaak, dan sal ons sien dat die prys sak. Goed, so dit verklaar dat ons met 'n reserve sit, omdat daar nie regtig baie verhandel word op hierdie stadium nie, of minder, kom ek stel dit eerder so. Waarom dan die olieprys wat die afgelope paar dae ook deurlopend gestyg het, gegee dat daar reserves is? Nee, baie goeie vraag, en dit kom neer op, in my dae was ek trader ook, en jy vergeet dat jy dink van die man polities, die traders het nie baie van Trump gehou nie, want jy kon nie voorstel wat hy gaan truth nie, as ons nou truth deesdae, nie tweets nie. En jy weet, hier kom Trump weer uit, en hy sê ek kan nie sy liedjie onthou nie, maar hy praat weer baie sleg van Iran, hulle wil nie 'n deal maak hier en jy sien dan gaan die prys weer op, en dan volgende week sê Trump, die deals gaan goed, hulle gaan nou Strait of Hormuz oopmaak. Gisteraand het die nuus uitgekom, as jy dit kan glo, dis die probleem, ons weet nie wat ons kan glo nie, dat die USA het 'n military operation waar hulle vir skepe escort deur die Strait of Hormuz, en die skepe gaan daar, en die probleem is, ons weet nie wat ons kan glo nie, en die pryse, omdat net, jy weet, meeste van dit is ouens wat spekuleer in die markte, in die termynmarkte, word maar gedryf deur daai nuus. En wat luisteraars ook moet weet, Trump het in die laaste maand 'n subscription service uitgebring, waar jy $100,000 'n maand kan betaal, so $1,2 miljoen 'n jaar, en jy kan sy truths vroeg sien. So daar's baie wat aangaan in die markte wat gedryf word deur spekulasie. Al is daar voorraad en daar's ander goed ook, jy weet, word die olie refine,
Jy weet, dit vat 'n proses, jy weet, jy kan nie olie in jou kar gooi nie, maar die ding wat ons gaan regtig sien pryse afkom is as die oliepryse uiteindelik afkom. So met ander woorde, omdat daar onsekerheid is met die konflik, daar is verskeie boodskappe van Iran en die FSA, het ons ook hier te doen met sentiment wat die oliepryse raak. 100%, 100%. Dit is die sentiment wat net kyk en hulle sê en nie noodwendig jy weet van die sentiment werk so as jy 'n trader is, as weet die oorlog gaan langer aan of dit lyk of dit eskaleer, dan gaan die olieprys op. As die lyk of die oorlog gaan breek, dan kom die olieprys af. En ek persoonlik sien dat as die oorlog môre breek en is oor en verby, dat ons binnekort die olieprys in die 70s kan sien in later in volgende jaar weer terug in die 60s. Jy weet, daar is minor supply chain disruptions, maar op hierdie punt is dit amper 100% sentiment wat gekoppel is aan die oorlog. Daniel, so as ek in 'n netedop kan saamvat, ons sit eintlik hier met 'n ooraanbod van olie, omdat daar meer vervaardig word as wat daar tans verhandel word, en jy sê dat die prys drasties gaan daal indien hierdie konflik eindig, omdat ons tans eintlik met 'n surplus sit. Ja, ek dink want kyk, daar word nog steeds olie gepomp. Die probleem is net hoe kry jy die olie, wel, teoreties is die probleem is hoe kry jy die olie daar uit? Maar Amerikaanse refineries werk op hierdie oomblik teen 100%. Amerikaanse shale is duurder om te ontwikkel in petrol maar as die olieprys bo $70 is, dan word hulle winsgewend. So ek in my mening is daar is genoeg. Ons sien die reserves groep. Die reserves is relatief laag teenoor die gemiddeld, maar dit is binne seisoen. So dit is nie dit is wat jy verwag. Dit is net binne sy normale seasonal range. Dit is nie so dat ek sê ons gaan oorvloed met die olie nie, maar dit is dat daar, jy weet, ons almal voel dit. Mense bestuur nie so ver nie, dalk car share ride jy, dalk vang jy 'n bus en dit is rondom die wêreld so. So daar is 'n komponent van minder aanvraag. Daar is 'n komponent van meer aanbod. Amerika, soos ek sê, Amerika se refineries werk amper teen 100% kapasiteit op hierdie oomblik. Die groot ding is maar net die sentiment. En as mense wil weet hoe sterk sentiment is, in 2020 het die olieprys negatief gegaan. As gevolg van traders wat hulle positioning nie reg gedoen het en man kort. Iemand kon jou betaal het om 'n vat olie te vat, nê, maar jy het dit nooit gesien. Ons altyd 'n sê ding, the high street is not Wall Street. So die man op die straat was nooit betaal om sy kar vol te maak nie, maar op die einde van die dag, dit is wat is vir die petrolpryse beïnvloed, is daai oliepryse, en op hierdie oomblik die sentiment so eenvoudig soos dit. As die oorlog sleg lyk, gaan die prys op. As dit lyk of die oorlog gaan breek, kom die prys af en dan hopelik volg ons pryse binnekort na dit. Dankie Daniel, dit is Daniel de Kok, vernoot by PSG Wealth in Bethlehem in Frankfurt, wat tot onlangs toe dosent in internasionale strategie by King's College in Londen was. In antieke China is rooksyne gebruik om oor die volle 7300 km van die Groot Muur te kommunikeer. In die 1840s is Samuel Morse se morsekode